Ja, welkom by die show waar ons jeans dra met geen kouse nie. Fuck, amper donder ek kom. Welkom by, ek weet nie, kak praat saam met skuld. Fuck, ek het net soos baie idees gehad die afgelope tyd in terme van video's en goeders. Die ding is, probleem is as jy die hele tyd idees het, dan doen jy fokol. So as jy dink ek, weet jy wat, kom ons begin net van 'n kant af, begin net die werk doen, praat die goeders en dan hoop ons iets goed kom na uit. Jy weet, die channel het nogals gegroei die afgelope tyd. Baie mense kom van TikTok af. Dit is regtig 'n nuwe wêreld, die hele TikTok ding. Ek weet nie, op 'n stadium het ek met vriende gepraat en toe sê hulle, ja, TikTok en alles. En toe kry ek TikTok en ek maak vir TikTok ook en ek soos, wat die fuck is die? Waar is die search knop? Ja, ek weet nie wat die fuck gaan nie aan nie. Toe delete ek het vir soos 6 maande. Toe later sê 'n ander chomp vir my, nee chomp, maak dit net oop, hou net aan scroll, jy gaan op jou en goeie skryf wat jy like. Ja, weet, toe doen ek dit. Begin scroll en stuff. En eventueel is dit soos, wow, okay, hier's goeders wat is actually miskien snaaks is, jy weet. En het my al baie laat dink aan Vines. Terug in die ou dae het ons freaking Vines gehad. Vir die van julle wat ouer is 13 jaar oud is wat dit onthou. Ek kan sien op my analytics daar's mense wat ouer is wat hierdie video's kyk. Hulle sê net niks. Hulle sê soos, kyk jou video, maar jy gaan dit nie weet nie. Ek kan dit sien op die analytics. Op 'n stadium toe sê ek soos, wow, TikTok, okay, cool en interessant. En die eerste TikTok wat ek ooit gepost het was letterlik episode 3 of iets van Minecraft in Afrikaans. Post ek net 'n deel daarvan op TikTok en toe is dit soos, wow, 5000 views. Ja, en dit was net omdat dit iets anderster was, jy weet. Ek edit actually my goeders met werk, jy weet. So dit het gebeur. Omtrent 'n maand of 2 gelede het ek soos begin meer van dit post en mense het meer en meer daarvan gehou. Toe het soos baie mense gekom na die channel toe. Omtrent die helfte van die mense is Engels sprekend. Wat vir my totaal vreemd is. Ons sê Suid-Afrikaners, maar Engels sprekend. En van hulle het gevra kan hulle net so subtitles kry dat hulle wil Afrikaans leer. Hulle wil net 'n bietjie meer kan verstaan as net die elke derde woord, jy weet. So ek gaan probeer kyk of ek bietjie subtitles en wat ook al in die gang kan kry. So vir die van julle wat nog nie deur my ouer video's gekyk het nie, ek het op stadium Russies geleer. Ek is nie soos 100% vlot nie, maar ek kan redelik myself help daai mee. En ek gedink ek maak soos 'n video waar ek soos 'n Suid-Afrikaanse spioen is wat praat met die Russe online. Net shit, nee, ja, tale en stuff is nog altyd my ding, so dis nogal funny. Ja, so ek moet regtig gewoond raak aan begin soos subtitles en goeters in die video's sit. Daar sal teen subtitles wees in Afrikaans en in Engels. En ek bedoel as jy dit in Engels het, dan kan dit in enige ander taal wees. So. Want kyk, daar's 'n groot hoeveelheid van my kykers is ook Russies. Glo dit of nie? Ja, ek het nogals baie Russiese vriende online en voor hierdie kanaal soort van oorgeskakel het Afrikaans toe. Het hulle nogal baie van my goeters gekyk. En ek het ook al gedink daaraan, jy weet, asof die kanaal net Afrikaans hou nie, want ek wil ook graag met soos mense praat op Omegle en sulke stuff op hierdie kanaal. En ek gaan ongelukkig nie met hulle in Afrikaans kan praat nie, so we could switch over to English every now and then. I don't think it would be a difficult thing. I think it would be actually quite cool just to show off a bit also, you know. So ons kan hierdie kanaal soos in klomp tale doen as ons wil. Ek het al Frans geleer in skool, jy weet. Comment ça va? Ça va bien, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En dis basies dit, la vache. So ja, daar's baie idees wat ek het op hierdie kanaal en is nou nogal soos 'n testing ground. Ek wil dit nou regtig van die grond af begin kry, maar dis vir myself. Is baie idees om te toets. Ek wil eintlik net nie slegte moves maak nie, maar jy weet, dit gaan gebeur met der tyd. Gaan ek maar slegte moves maak hier en daar, maar soos bear with me is al wat ek wil sê. Want ek wil regtig soos video's doen oor Omegle. Ek het al 1 of 2 op my kanaal wat ek al gedoen het oor soos praat met mense op Omegle, maar ek gaan dit definitief nie in Afrikaans kan doen nie. So ek dink ja, okay, so hierdie is 'n Suid-Afrikaanse kanaal en ek doen nogal baie goeders in Afrikaans. Maar ek dink nie dit gaan soos net 'n Afrikaanse kanaal wees nie. Dit beperk mense nogal ernstig baie as jy dit net in Afrikaans gaan doen. Ja, want dan kan ek soos glad nie met mense collaborate wat nie kan Afrikaans praat nie. En daar's net soveel mense op YouTube wat Afrikaanse goeders doen. Dis juist die rede hoekom ek sal 'n bietjie opblaas die laaste rukkie is omdat daar niemand anders is wat Afrikaans goed doen nie. Almal wat Afrikaans praat, wat hierdie video's kyk, kan Engels verstaan. Ek weet jy kan. Jy is baie slim, so ja. Maar ja, ek moet net 'n bietjie meer werk aan video's stelselmatig uitkry, want ek het so baie idees, maar ek skryf hulle nooit neer nie, so ek moet begin 'n stelsel kry hierso. Ek gedink ek moet 'n video maak oor hoe ek Russies geleer het, want dit is nogal 'n interessante storie. Dit was letterlik soos in die store, jy kan sien. Toe dink ek, weet jy wat, maak net 'n episode, kry net 'n bietjie van baie van hierdie goeders wat jy aan dink neer op video en begin dit edit en sit dit uit, want soos ja, ek moet regtig 'n bietjie in die routine kom van goeders bietjie meer uitkry, want my filter vir goeders klaarmaak en deurstuur is soms gebreek. Is net soos nee, geen idees is goed genoeg nie, is nie 'n manier. Terwyl al die comments wat ek al ooit gekry het op hierdie kanaal, almal wat ek gekry het in die laaste 2 maande van dit alles nou al self 'n bietjie Afrikaans opgeblaas het. Daar was nog nie een comment wat soos negatief was nie. Almal was net bly. Almal is nog steeds bly oor wat ek doen. Niemand sê vir my ek stupid of wat ook al nie. Ek weet die negatiewe comments gaan nog kom eendag en ek's reg vir hulle. Hoop ek. Verder is dit soos ek regtig nie geplan nie. Dis
geen negatiewe comments nie. Party video's doen beter as ander, jy weet. Maar ja, ek het so verwag dat die video's redelik goed sal doen, elkeen. Want ek bedoel, daar's nogal redelik baie mense wat goed nou kyk, so dis fantasties. Baie horror games en goeters wat ek ook wil doen. Ek is regtig net 'n bangbroek. Maar ek het redelik alright gedoen met the backrooms. Maar ek sou nog idees kry. Ek wil ook nie hierdie kanaal net soos 'n games kanaal maak nie. Ek weet dit gaan oor Afrikaans en ander goeters, maar ek het al gedink ek wil soos miskien 'n paar vlogs en goeters doen. Nie dat my lewe baie indrukwekkend is nie. Net soos jy weet, wys wat ek doen. Baie mense het nogal vra oor wie ek is of soos daar was een of twee comments oor waar kom my kanaal se naam vandaan en ek het besef ek het dit nog nooit reg verduidelik nie. So my regte naam is Skalk, soos Skalkburger of wat ook al. Maar die spelling, jy weet, dit is baie snaakse spelling, maar dit is soos 'n Duitse naam of wat ook al. En ek seker dit was seker Schalk op een of ander tyd, maar nou is almal so Skalk. Elke keer as ek dit probeer verduidelik vir mense wat ek Engels mee praat op online of wat ook al. Ek skryf dit SCHLK en ek sê Skalk en dan probeer hulle dit nog sê Schalk. Ek het dit op 'n stadium in soos graad 3 of iets. Het ek dit vir 'n vriend probeer verduidelik, soos Skal en dan 'n K. Dus dit soos, Skalk. Dus ek soos, ja bro, dit is nie so moeilik nie. En op 'n stadium toe dink ek, ja, dit sou nog as 'n cool logo maak en dis soos my channel se logo en al se Skal en K. En nou is dit al so groot half meme, want dit is my regte naam, maar dis ook hierdie soos van die mense waar ek swat. Ek gebruik dit elke keer om te verduidelik hoe sê jy my naam, want ek bedoel daar's baie mense met die naam Skalk, maar Engelssprekendes weet nie altyd regtig hoe om dit te sê nie. En veral soos internasionale wat ook al sprekendes. Elke keer as ek vir mense probeer verduidelik hoe sê jy my naam, as hulle dit soos aflees op 'n lys, dan sê ek Skal en 'n K, soos ek het hierdie logo en dan wys ek dit vir hulle en dan sê my YouTube channel en so, what is cool. So letterlik het van my vriende al my naam gesave op hulle selfoon as Skalk, soos in die channel se naam. Voel amper vir my soos 'n alter ego, soos dis iemand anders, dis nie ek nie. Maar dit is ek. Ek bedoel dit is net 'n ander spelling van my naam met 'n logo by. So dis die storie agter die hele Skalk ding. Ons gaan binnekort 4000 tref. Ek is redelik seker daarvan want ons groei nogal fliks. Ja, freak, imagine net soos 4000 mense op een plek. Toe die average Afrikaanse skool is so 1000 tot 1500 mense. As jy nou, ek weet nie, miskien is al 2000 mense, ek weet nie. Maar as jy nou imagine soos 1000 mense. Ek dink altyd 'n skoolsaal vol mense is 1000 mense. Nou maal dit met 4. Dis soos een van daai groot amfitheaters met soos 3 verskillende verdiepingsgalerye en dan sit soos massive hoeveelheid mense. 4000 mense is flippend baie. Terwyl ek hierdie video's maak, dat ek besig is om voor 4000 mense te praat op die oomblik. Skielik kry ek bietjie soos stage fright. En imagine jy speel 'n horror game voor 4000 mense wat almal vir jou kyk. Oeg. Ja, Minecraft in Afrikaans doen baie goed. Enigste ding met Minecraft in Afrikaans wat my bietjie irk, en dis meestal met meeste van my video's, so behalwe vir backrooms, is ek edit daai goeters dodelik baie. Ek spandeer ten minste soos 5 tot 7 ure edit aan elke video, wat soos 'n voltydse job is. Dis nogal rof hoor. Maar daai video's doen goed. En ek bly almal hou daarvan en ek bly TikTok gaan mal daaroor. Ek weet nie of baie van julle al soos die ouer goeters gekyk het op hierdie kanaal nie, maar ek doen al die video ding vir redelik lank. Ek weet nie, ek was nog laerskool toe ek begin video's maak het. Ek het letterlik ek het besef dat as ek met my Nokia, dit was dit nog Nokia's, as ek met my Nokia afneem en ek druk pause en ek neem skielik iets anders af, dan sit soos 'n cut van een deel na die ander deel toe. Toe was ek soos, wow, en toe begin ek soos stop motion goeters doen wat jy soos play and pause baie vinnig, dan sit amper soos 'n frame. En dan ek soos met Lego mannetjies begin animations en goeters maak. Dis eintlik waar dit begin het. En begin edit op Windows Movie Maker nog in soos 2008 of 9 of iets. Ja, toe het ek nogal baie op die YouTube ding gefokus, kyk of ek dit van die grond af kan kry. Daar's so baie video's wat ek gemaak het op hierdie channel voor die heel oudste video's wat ek afgehaal het of delete het soos in jare gelede al. Hierdie channel het op die oomblik soos 260 video's wat ek al gemaak het. Baie. So ek het al goed geraak met die editing ding en alles. Maar ek het net nog nooit regtig my toeskouers gekry wat soos goed sal werk nie. En ek het nooit regtig gedink Afrikaans sal so goed werk nie, want ek het altyd gedink, dis te min mense wat in dit belangstel, jy weet. En ek dink dis wat baie mense dink en dis hoekom maar niemand is wat dit doen nie. Kyk, ek en my een vriend Jaco, hy was saam op laerskool. Ons het nie na dieselfde hoërskool toe gegaan op die oomblik nie, so toe speel ons Minecraft saam op 'n stadium. Toe was ek nog besig om die hele video ding uit te figure, hoe om my skerm te record, jy weet, video te maak daar uit. Toe sê ek vir Jaco, kom ons record hierdie net. En toe speel ons Minecraft en ek het nie eens gedink oor die feit dat dit in Afrikaans is nie, maar toe later toe ek die video nou wil soos
iets mee edit of wat, toe dink ek, dis Afrikaans, nou wat nou? Maar ek wil dit nog steeds edit en klaarmaak. Ja, toe dink ek wel, dan noem dit net Afrikaans, Minecraft in Afrikaans. Toe post ek dit. En jy weet, in die eerste jaar wat daai video op was, het dit regtig niks gedoen nie, dit het net al gelê. Maar so stelselmatig het hy begin soos views optel en meer as die ander video's wat hy gepost het. En toe kom ek dit agter, dus ek soos 2017 of iets, of 18, toe post ek nog 'n video in Afrikaans. En weer eens, niks het gebeur in die eerste jaar of wat ook al nie, maar so stelselmatig het daai video's begin so half take off. So toe begin ek iets raak sien hierso. Ja, eers later jare, soos 2018, toe maak ek soos 'n goeie kwaliteit video en hy toe begin so skyrocket. En dis nou die Minecraft in Afrikaans series, want ek het besef mense kyk dit. Dit is soos Afrikaanse toeskouers of kykers of wat ook al op YouTube wat hierdie tipe goed wil kyk en toe sê ek soos, wat? Ek het nooit gedink ek sal video's in Afrikaans maak nie. En soos vroeg in hierdie jaar, toe begin ek van die stuff post op TikTok en dit net soos begin explode. Vanaf goed kry so 60,000 views. Ja, en toe is dit soos die rest is history. Ons het in die laaste maand soos 500 subscribers gekry. Om dit net in perspektief te sit, ek het seker 'n jaar of 2 gevat om my eerste 100 subscribers te kry op hierdie kanaal. Dis my amper nog 'n ekstra jaar gevat om my eerste 1000 te kry. Maar voor ek my eerste 1000 getref het, het ek hierdie een soos ek het stuff geteken vir 'n lang tyd, soos op Photoshop en goeters. Dit is deel van hoekom ek my thumbnails so freaking awesome maak. Mense het begin vra ook, wie doen jou soos thumbnails vir jou video's en goeters, want ek het dit begin teken en ek het gedink, dit gaan dit laat uitstaan, jy weet. En dit het. Dus ek soos, nee, ek doen dit self. Dus almal soos, wow, nee, wys ons. En toe doen ek 'n video oor hoe ek die Minecraft goeters teken en toe freaking ontplof het. Ja, so toe doen ek lank 'n ding wat ek soos teken, maar dit vat baie lank. Dit vat langer as om net 'n video te record en te edit, jy weet. Wel, ek wonder eintlik want van die video's wat regtig lank om te edit. Ja, op 'n stadium toe kom maar toe soos message hierdie een Portugese ou my op Twitter, toe ek nog Twitter gehad het, want Twitter, ek moet seker weer Twitter kry. Maar ek wil nie, dit is so toxic. En hy sê, "Wat sal jy vir my 'n nuwe soos hy het gepraat van 'n icon, maar hy het bedoel soos 'n profile picture wat lyk soos Pikachu." Hy sê vir my so ding teken. Toe sê ek soos, "Ja, sure." En toe gaan kyk ek na sy channel, toe het hy 60,000 subscribers. Toe sê ek soos, "Bro, ek sal dit vir jou doen vir soos free mahala as jy net 'n video post van soos die speed paint video wat ek gemaak het. Post dit op jou channel." En ek het soos toe dit gebeur het, toe hy dit gepost op sy kanaal, toe kry ek soos oornag 2500 subscribers. Dit was mal vir my daai tyd. Maar natuurlik was meeste van die subscribers wat ek toe gekry het was toe Portugees. Hulle kon soos bietjie Engels verstaan of wat ook al en daar's nog steeds 'n groot klomp van hulle wat soos unsubscribe elke dan as ek 'n video post want hulle soos vertel hoe is hierdie ou. Weet en dit was terug in 2016 wat al dit gebeur het. Maar nou dat ek terugdink daaraan was daai tipe groei so vinnig op YouTube was regtig nie 'n wonderlike ding nie. Dit het my motivering bietjie skade gedoen want dit is soos okay, nou het ek al die mense wat wil net tekenvideo's sien en ek is nie bereid om so baie tekenvideo's te maak nie en dis al wat hulle wil sien. So dit het ek soos regtig bietjie motivering verloor met dit. Dit was soos hierdie een kanaal wat ek so hard aan gewerk het en ek wil nie die mense soos teleurstel nie. So en ek het so van my vryheid verloor in terme van video's post en goeders, jy weet. Ja, so ek het klomp jare na dit nie regtig weer iets gedoen wat regtig die moeite werd was nie, jy weet. Tot onlangs wat ek eintlik maar gesien het die Afrikaanse Minecraft video's begin so half take off en ek besef toe daar is nogal soos 'n aanvraag vir Afrikaanse goeders op YouTube. Julle vertel nie maar in my matriekjaar van hoërskool was ek bekend as die video ou, want ek was soos die enigste ou wat 'n video kon edit apparently. Ek en een ander ou Albert, as jy hierdie kyk, los 'n comment, bro, jy is epic. Ja, so was ek en Albert wat omtrent die enigstes was wat kon video's edit. Ek seker baie mense in Afrikaanse skole het hierdie ding wat se naam is Highsport, wat basies soos net vir atletiek en interhoor, almal soos atletiek wat hulle kompeteer teen mekaar in die skool. Ons skool het altyd hierdie video's gemaak vir elke span, so daar was hierdie 4 spanne wat geel, rooi, blou en groen. En hulle het altyd 'n video gemaak waar hulle self bemark en soos ja, ons is cool en wat ook al. En van soos graad 8 af het ek altyd gedink ja, ek kan daai video's soveel beter maak. Ek sal love om dit te doen. En in graad 9 het dit nie gebeur nie. Graad 10 toe edit ek een video vir ons graad 10 groep. Ek kan nie onthou wat die ding het. Dit was so 'n lentedag ding of iets. En toe besef almal ek kan edit. En toe ek met graad 11 begin, toe edit ek een van die matrieks interreis sport mense hulle video. Teen die tyd wat ek matriek is, toe van die 4 groepe wat daar is, toe het my pel Albert 1 geedit en ek het die res, al 3 van hulle geedit. So dit was pretty epic. Jy weet, dreams do come true.
as jy net nou sit in die saal elke jaar en dink, fuck, ek kan hierdie video soveel beter maak. Jy weet, dit gebeur op 'n manier. Die dinge werk uit. Ja, en dis al wat gebeur het met YouTube ook die laaste rukkie wat so begin opblaas het, want ek het gedink, ek wil regtig YouTube soos my ding maak. Jy weet, ek geniet dit om video's te maak en ek geniet dit om soos, ek weet nie, te edit en al daai goeders. Ek love it. En ek swat nou filmkunde, maar ek hou nie meer daarvan nie. Dit is regtig sleg, want dis soos daar's soveel politiek in die filmindustrie dat ek regtig nie meer belangstel nie. Ek's regtig nie een vir politiek nie. Hierdie kanaal sal nooit 'n politieke kanaal word nie. En ja, toe TikTok en al daai goeters en hier is ons vandag. So ja, ek weet nie hoekom ek net my hele lewensstorie oor YouTube, maar ja, genoeg oor die hele lewensstorie. Ek dink dis alles wat ek wou ge-add het. So ja, seker sien dan die volgende een. En dan ja, hopelijk maak het meer sin volgende keer. Maar anyway, away my huisers, sien julle volgende keer. En dan ja, goeie een. Moet ook leer grand entrance maak. Hoe fuck gaan ek 'n grand entrance maak? Stap uit, stap in. Kry iets om te drink. Ja. Miskien werk. Maybe.